Here, baie, baie dankie dat ons as vriende en as gelowiges saam kan wees hier, om vir U te sê dat U waardig is. En Here, daar is soveel dinge in hierdie kultuur, wat ons aantrek en wat ons waarde gee. En ons wil vra dat U vanoggend opnuut weer, in ons harte en in ons denke sal kom werk, sodat ons sal kan sien, wat die ware rykdom van die lewe is. Ons dank U, Here, dat U elkeen van ons ken, dat U ons ontmoet op daai plek waar ons is, en dat U ons innooi in 'n gemeenskap in, waar ons U goedheid en U liefde kan ervaar. Ons dank U, Here, dat ons vanoggend saam kan kyk na U woord, dat ons bietjie kan dink oor ons werklike lewens, en kan vra dat U ons sal help om ons lewens opnuut weer in ritme met U storie te bring. Ons dank U daarvoor. Ons dank U, Jesus, dat U ons kom vergewe het, en dat U vir ons deur U lewe kom wys het wat die ware lewe is. En ons dank U, Heilige Gees, dat ons kan vra dat U die woorde wat ons vandag bestudeer in ons lewens 'n realiteit sal maak. Ons vra dan ook, Here, dat soos wat ons na U woord kyk, U dit vir ons sal oopbreek en ons sal help om U te volg. Ons dank U daarvoor en bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie, julle kan maar sit. Ons sê dankie vir Sanet en die span wat ons so mooi gelei het in aanbidding vanoggend. Nou, ons gaan vandag bietjie verder met ons reeks oor wat is ware rykdom. Ons het nou al gekyk na dat ware rykdom is om in 'n verhouding met God te leef, en laasweek het Andries gekyk na wat dit beteken om jouself lief te hê. Ons werk met hierdie definisie. Dis 'n definisie wat sê dat ware rykdom is om in gesonde verhoudings te leef met God, myself, my medemens en die wêreld. En as julle hier saam met my kyk, hier aan my linkerkant, meeste van julle se regterkant, het ons so 'n bordjie daar, aan die bokant het ons gesê, as ek in ware rykdom wil leef, beteken dit ek bou my verhouding met God. Ek leer wat dit beteken om myself lief te hê, en dan kyk ons vandag nou na ons medemens. En om dit te doen, gaan ek 'n ou antieke gebed met julle deel. Dis 'n gebed wat ontsaglik 'n ongelooflike skat in die kerk se geskiedenis het, en is 'n gebed wat ons geleer het as die Onse Vader. Net so klein bietjie kerkgeskiedenis. In die 2de en 3de eeu van Christendom het die kerk van Jesus so 2 jaar jou uitgecheck of jy regtig Jesus wil volg, voordat hulle vir jou hierdie gebed geleer het. Omdat hulle geglo het, dis een van die belangrikste gebede. Ek en Lolly is op die oomblik besig om hierdie met ons kinders deur te gaan. Ons het groot pret met hulle, en ons kyk daarna, en so ons gaan vandag na hierdie gebed kyk, die Onse Vader. En as jy jou Bybel het, dan kan jy saam met my lees van Matteus 6 af, vers 9, dit gaan ook op die skerms kom. So hier's wat gebeur. Jesus en sy disippels is eendag by mekaar, en hulle sien hoe Jesus in 'n verhouding met God die Vader staan, en hulle sê vir Jesus, Jesus, leer ons asseblief om te bid. En dan sê Jesus vir hulle hierdie, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemele is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. En toe sê Jesus hierdie, hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Ons lees tot daarso. Hier's wat Jesus doen met sy disippels. Hy leer hulle 'n gebed wat 2 aspekte van rykdom baie mooi met mekaar verbind. Verhouding met God en verhouding met ander mense. En die woordjie wat hy oor en oor in hierdie gebed gebruik, is die woordjie ons. En daarom, as ek begin werk
met wat dit regtig beteken om in ware rykdom te lewe, moet ek nie val vir die kultuur se definisies wat materialisties is nie, maar begin werk met hierdie verhoudings van God, myself en dan nou met ander mense. En die eerste ding waarna ons gaan kyk met hierdie gebed van Jesus, het te doen met 'n vraag, en die vraag is, wie is in jou en my ons? Wie is in jou ons? Wanneer ek hierdie gebed gebruik partymal om te dink oor my lewe, dan as ek by hierdie deel kom wat sê, Onse Vader, dan probeer ek dink, wie is hierdie Onse Vader? Wie is daai spesifieke mense waaraan ek dink wanneer ek dit doen? Nou, een van die groot gevare is dat ek dit abstrakt kan maak, of so veralgemeen, dat daar geen name in is nie. Die skrywer Dostoevsky skryf in een van sy baie mooi boeke 'n dialoog neer, waar iemand hierdie tendens verduidelik. Die tendens om die ons nie met mense se name en stories in te vul nie. Hoor wat skryf hy? Hy sê, I find that the more I love humanity in general, the less I love man in particular. Dan sê hy, in my dreams, I often make plans for the service of humanity, and perhaps I might actually face crucifixion if it were suddenly necessary. So hy sê, hy dink aan hierdie algemene groep mense, en hy sal self op die kruis sterf vir hulle. En dan skryf hy, yet, I am incapable of living in the same room with anyone for 2 days together. I know from experience, en nou hoor hoe mooi skryf hy hier. Hy sê, as soon as anyone is near me, his personality disturbs me and restricts my freedom. In 24 hours, I begin to hate the best of men. One, because he's too long over his dinner, and another, because he has a cold and keeps on blowing his nose. Hier's my definisie van die ons mense in ons lewens. Dis die mense met die irriterende verkoues in die winter, wat saam met jou lewe. Dit is jou buurman, wat sy honde die geneigtheid het, al 7 van hulle, om die hele tyd te blaf, en wie se alarm in die laaste week konstant tussen 3 en 4 in die oggend afgegaan het. Onse Vader. Nou deel van rykdom is om te begin lewe waar ek die ons in my lewe nie veralgemeen nie, maar name begin plaas binne in die definisie van wie daai ons is. Nou dit behoort maklik te wees vir ons, né? Die eerste naaste wat meeste van ons het wat getroud is ons man of ons vrou. Gelukkig het ons hulle name, né? Dan het ons kinders. En ons kinders hopelik ken ons name. Alhoewel ek lees nou die dag 'n storie wat 'n besigheidsman skryf en hy sê hy was so baie weg op werksgeleenthede dat sy seun hom nie meer pappa genoem het nie, maar hom begin Bill noem het. En toe hy vir hom sê, hoekom noem jy my nie pappa nie? Toe sê hy, 'n pappa is gewoonlik by die huis. Jy's Bill. Name, ons se Vader, né? Dit is interessant dat ons lewe in 'n kultuur waar selfs van die groot korporasies en begin agterkom hoe belangrik dit is om nie net in abstraksie te lewe nie. Dink gou saam met my, 'n paar jaar terug, ek dink dit is nou al so 1 of 2 jaar terug, het Coca-Cola begin om op elke Coke blikkie wat hulle druk 'n naam te sit. En mense wat nie eers Coke gedrink het nie, het ewe skielik begin kyk na Coke, want hulle het hulle naam gesoek. 'n Mooi storie wat hierdie week met my gebeur het, is een van my beste vriende werk in Mosambiek. Sy naam is Skalk van Heerden. En toe hy daar was, het een van sy vriende, wat vir Skalk binne in sy ons sit, het hy spesiaal gery na die Coke fabriek toe, waar hy kontak gehad het. En toe het hy die nommertjies en die lettertjies verander, en het hy vir hom hierdie Coke blikkie gemaak, waarop daar staan, Skalk van Heerden. Nou hier's die ding, as ek werklik ryk wil word, dan beteken dit, dat ek name op die Coke blikkies van my lewe se verhoudings begin sit. Dit beteken, dat ek begin lewe op 'n manier, wat as ek dink aan my lewe, is daar spesifieke mense aan wie ek elke dag dink. Coca-Cola het 'n ander baie mooi advertensie gehad, wat hulle gedoen het is, hulle het 'n paar mense in dag tot dag
episodes gevat en vir hulle gevra dat hulle net bietjie vertel van die mense wat hulle lewens verander. Een vrou vertel van die taxi-drywer wat sy altyd kies, omdat sy veilig by hom voel. 'n Ander vrou vertel, sy doen altyd haar inkopies by 'n plek waar die ou wat die goedjies in die sakkies sit is, omdat hy ongelooflik vriendelik is. En dan soos hulle vertel, vra hulle vir die mense, ken jy die persoon se naam? En dan bloos die persoon en sê nee, ons ken nie hulle naam nie. En dan Coke natuurlik, hulle wil Coke verkoop, wat hulle doen is, hulle druk daai persoon se naam. Die taxi-drywer kry 'n Coke blikkie met sy naam. Die ou wat die inkopies insit, kry een met sy naam. En wanneer ek begin lewe in 'n lewe van rykdom, dan beteken dit dat mense nie meer vir my abstrak raak nie. Hulle word vir my mense met name. En in die Christen tradisie het name altyd baie meer te doen as net 'n label om iemand se aandag te kry. 'n Naam was nog altyd 'n manier hoe jy iemand se karakter kan beskryf. Dis hoekom ek so bummed is oor my tweede naam. Ek is Thomas Jakobus. Weet julle wat beteken Jakobus? Hakskeen-gryper. Bedrieër. Dis nie 'n lekker naam nie, né? Nou, maar die punt hier is wanneer ek in rykdom begin lewe, dan help ek mense om hulle name werklik waar uit te leef. Die karakter wat God hulle ingeskape het. En elkeen van ons het daai ongelooflike voorreg met die mense rondom ons. En so, ek wil jou vra, soos wat ons vandag begin, om net eers te dink, so wie is hierdie mense in my lewe? My man, my vrou, my kinders, vriende, werkskollegas. Hierdie is almal die medemense wat God in my lewe plaas. Die irriterende bure met die honde. Hulle is ook daar. Hulle is nou al deel van een van my WhatsApp groepies. Want ek is 'n stadige leerder, né? Maar ek het hulle aanvaar op WhatsApp. Stadig maar seker. En so wat ek doen is, ek begin dink, goed, wie is dit in hierdie ons wanneer ek bid Onse Vader? Dan gaan ons aan, en dan kan ons nog 'n vraag vra oor hierdie ons. En ons kan vra, hoe lyk hierdie ons se verhoudings? Hoor gou die 3 goeters waarvoor ons bid in hierdie gebed. Ons bid vir hierdie ons, almal van ons, met name nou, en dan sê ons, laat u naam geheilig word. Nou wat beteken dit? Dit beteken, dat as ek in ware rykdom wil leef, is een van die primêre dinge waaraan ek moet tyd belê, is om agter te kom, hoe beleef mense God se naam op die oomblik? So 'n paar jaar terug het ons familie daai frase geparafraseer om ons kinders te help, en hier is ons parafrase daarvoor. Ons het vir hulle geleer, laat u naam geheilig word, beteken, help my om gesonde prentjies van u te teken. Nou hier's nog 'n ding van medemense dan. Is wanneer ek hierdie name het, is 'n baie goeie vraag wat ek kan vra, is wat is die prentjies wat hierdie mense in my lewe op die oomblik van God ronddra? Hoe kan ek hulle help? Hoe kan ek myself help om in 'n gemeenskap te wees waar die belangrikste vraag nie is, wat het jy van die bokke gister gedink nie? Om te vra, watse prentjies skets jy op die oomblik van God? Die tweede ding waarvan ons al bid, wat ook 'n goeie vraag kan word, is ons bid, laat u koninkryk kom. En die vraag wat ek hier kan vra is, hierdie mense in my ons, waarvoor ek nou name het, hoe is ons lewens besig om in 'n koninkryk ritme in te gaan? Dit is baie interessant dat die woord rykdom in die Afrikaans is vervat in daai woord koninkryk. Is ek glo dat wanneer ons Jesus volg en God se wil begin doen, dan volg ons sy koninkryk en dit gee vir ons ware rykdom. Nou vir die van julle wat in families en gesinne is byvoorbeeld, is 'n baie eenvoudige vraag net. As iemand ons familie sou vra, wat is die koninkryksvisie van julle familie? Dan sal dit goed wees as ons kan antwoord. En nou weer baby steps is belangrik. Eerstens dat ons nie mekaar doodmaak nie, né?
Dink julle dis 'n goeie koninkryksvisie? Hallo, is julle hierso? Ja, dit is obviously, né? Maar daar's ander goeters hierso. Die vraag wat ons moet begin vra dan is, hoe kan ek, wanneer ek hierdie gebed bid, deel raak van die fasilitering waar my vrou of my kinders of my vriende en ons lewens almal saam begin ritmies deel raak van God se koninkryk. 'n Paar jaar terug was ek en Lolly op 'n konferensie gewees van 'n baie bekende Amerikaanse spreker wat 'n leier is. En hy staan toe so op 'n plek en hy begin toe huil toe hy praat met die groep en hy sê hy het op 'n stadium besef dat hy het 'n visie vir sy besigheid en vir sy kerk, maar hy het nie een vir sy familie nie. Hy sê toe hy kom toe agter, is hy dink nie hoe sy verhoudings met sy medemense deel kan raak van hierdie groot koninkryksvisie nie. En dan die derde ding waarvan ons hier bid is, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. En ons kan weer net vra, weet ek hoe dit sal lyk as God se wil geskied in die verhoudings met my vriende? Hoe sal dit ons dag tot dag praatjies beïnvloed? Hoe sal dit die manier beïnvloed hoe ons dink oor die toekoms? So hier begin ek dan werk met 'n verhoudingsstruktuur wat diep en ryk is. Nou, een van die dinge wat ek dink, een van die grootste uitdagings vir ons met ons verhouding met ons medemense het te doen met ons emosies. Almal van ons ervaar baie emosies per dag. En dis 'n interne ding wat ons self eers moes leer ken, hè? So ek dink ek het al gesê, my dierbare ma het eendag so 'n emosie bladsy uitgeprint en dit bo op ons yskas geplak, want ek was bietjie dof geweest. As sy vir my gevra het, hoe voel jy, het ek net 2 antwoorde gehad. Lekker of sleg. En toe vat sy daai emosies en leer my om te sien wat binnekant in my aangaan, want sy het geweet, dit gaan my help in my verhoudings met myself en met my medemens. Nou, dis vakansietyd, né? Wie van julle het kinders by die huis wat nie in die skool is op die oomblik nie? Daar's hy. Ek bid saam met julle vir my en vir julle. Dis dalk waar my voorbeeld kom van om die koninkryk te volg is nie om jou kinders dood te maak nie, né? So, my kiddies is by die huis en ek en Lolly het 'n fantastiese week nou net, 1 keer 'n jaar wat ons doen is, ons soek een van die kleinste huisies naby die wildtuin waar ons kan gaan bly, verkieslike 1 slaapkamerplek en dan hang ons uit saam met ons kinders. En dit raak 'n ongelooflike tyd om te sien watter emosies is binne in ons huis aan die gang. Nou hierdie jaar as voorbereiding van dit, het ons 'n film gaan kyk wat se naam is Inside Out, wat ek baie sterk kan aanbeveel. Ek gaan 'n klein net greep uit die voorskou van hierdie film wys, so julle kan gou saam met my kyk. So, Riley, how was the first day of school? Fine, I guess. Did you guys pick up on that? Sure did. Something's wrong. Signal the husband. She's looking at us. What did she say? Oh, sorry, sir. No one was listening. Is it garbage night? We left the toilet seat up. What is it, woman? What? I'm joy. This is sadness. That's anger. What? This is disgust. And that's fear. We're Riley's emotions. These are Riley's memories. They're mostly happy, you'll notice, not to brag. I wanted to maybe hold one. What happened? Sadness? She did something to the memory. Is everything okay? I don't know. Take it back, Joey. Trying. Joy, no, Let wait. go. The core memories. No. Can I say that curse word now? What do we do now? Nothing's working. Why isn't it working? We have a major problem. Oh, I wish Joy was here. We can fix this. We just have to get back to headquarters. That's long-term memory. You could get lost in there. Think positive. Okay, I'm positive you will get lost in there. What was that? Was it a bear? There are no bears in San Francisco. I saw a really hairy guy. He looked like a bear. This place is huge. Imagination Land? No way. Dream Productions? Rainbow Unicorn? She's right there. I loved you in Fairy Dream Adventure Part 7. Okay, bye. I love you. You can't focus on what's going wrong. There's always a way to turn things around.
Exactly. Congratulations, San Francisco. You've ruined pizza. Who's the birthday girl? Hang on. Here we come. So, hier is ons my vraag. So hier's 'n paar emosies net wat in hierdie film uitspeel. Geluk, vrees, om gewalg te wees. Ek moes daai enetjie vanoggend in die woordeboek gaan opkyk. Disgust in Engels. Wie ken ons daai goed in ons medemense se lewens? Wat is my vrou se vrese? Wat is dit wat my seentjie walg? Dis maklik by ons, broccoli. Hy haat broccoli. Wie hier walg is ook gewalg deur broccoli. Ja, hierdie groepie, dankie vir daai hand daar, hoor. Nou hier's vrae wat ons kan vra is, wat bring in ons lewens hartseer? Hierdie is die dinge wat maak dat verhoudings ryk word. Is wanneer ek in hierdie kan ingaan. Nou dink net aan die lewe van Jesus, wanneer hy 'n gebed bid, soos om te sê, Here, laat u wil geskied in daai tuin. Waar hy sê, maar hy sê, Here, as hierdie beker my kan verbygaan, dan sal ek dit eintlik verkies, maar laat u wil geskied. Wat gebeur daar? Dis 'n emosie. Op 'n ander keer kry ons vir Jesus waar hy huil oor die stad van Jerusalem. Wat is besig om te gebeur? Is die storie van God is besig om plaas te vind deur sy emosies. En deel van om in ryk verhoudings te lewe, is om daai name van daai ons waaroor ons nou nog gepraat het, te begin leer ken. Wat is hierdie emosies? Wat is die dinge wat binne in die mense in my huis se lewe aan die gang is? Die vriende rondom my braaivleisvure. Want dis dan wat ons verhoudings ryk raak. Is wanneer ek in daai ons kan inwerk. Die volgende ding waarvoor ons bid in hierdie gebed, is ons bid hierdie gebed. Ons sê, gee ons daaglikse brood. Nou Martin Luther, wat 'n katekisme geskryf het hieroor, beskryf hierdie daaglikse brood so. Hy sê, what is meant by this daily bread? Dan sê hy, everything that nourishes our body and meets its needs, such as food, drink, clothing, shoes. As hy vandag gelewe het, sou hy gesê het, biltong natuurlik, a house, a yard, fields, cattle, en nou hoor wat sê hy, a good relationship with your spouse, a good relationship with your child, and a good relationship with your employer. Martin Luther sê, dat wanneer ons hierdie gebed bid ons baie meer voor as net 'n broodjie. Hy sê, ons bid vir basiese behoeftes. En wanneer ons in verhoudings inkom, dan bring ons ook ons eie idees oor basiese behoeftes in die verhouding in. Ek onthou toe ek en Lolly in ons eerste jaar is, van ons huwelik, ry ons eendag, en sy sê vir my, liefie, ek het vir jou gunsteling sjokolade gekoop. Nou dit was nuus vir my, want ek hou nie van sjokolade nie. En toe sy die sjokolade uithaal, wie se gunsteling sjokolade was dit? Dit was hare. En toe kry ek haar terug 'n paar weke later, toe sê ek vir haar, liefie, ek het vir ons bespreek vir jou gunsteling tipe movie. 'n Aksiemovie, waar ouens net skiet, né? Nou dis wat ons baie keer doen, is binne in 'n verhouding, bring ons eie behoeftes in, maar leer ken nie noodwendig die behoeftes van die persoon wat saam met ons in daai verhouding is nie. En dan raak dit destruktief. Dis hoekom dit baie interessant weer eens is, dat baie keer in Jesus se lewe, want hy is die een wat ons leer wat dit beteken om met ons medemens te lewe, vra hy baie eenvoudige vrae. Soos in Markus 10 vra hy 2 keer. Wat wil jy hê? Wat is dit wat jy soek? Dis 'n baie goeie verhoudingsvraag, wat iets kan oopmaak binne in 'n mens se lewe. Nou met kinders is dit natuurlik baie eenvoudig. En ongelukkig is al die pressure op ma's met hierdie behoeftes, né?
Want 'n ma hoor gewoonlik 20 keer 'n dag een of ander vraag: "Ma, waar's my skoene? Ma, wanneer gaan ons eet? Mamma, waar's my kombers? Mamma, my linkerkous is weg." Pa kry natuurlik net een vraag, né? "Pappa, waar's mamma?" Né? Maar soos ons ouer raak ons behoeftes minder uitgedruk en vat dit werk in 'n verhouding om te leer wat beteken dit wanneer ek vir my ons se daaglikse brood begin bid. Nou baie van julle ken Maslow se hiërargie, né? Daai driehoekie waarvan ons almal geleer het op skool. Hierso is die nuut geupdate Maslow se hiërargie, né? So onderby is Wi-Fi en dan battery, né? Maar hierso is wat Maslow gesê het. Hy het gesê as ons praat oor behoeftes, is daar jou fisiese behoeftes. Dis nou die een bo die Wi-Fi. Dan het hy gesê het ons nodig om veilig te voel. Dan het ons spesifieke sosiale behoeftes en wat dan ingaan in die behoeftes wat my help om die persoon te word wat ek gemaak is om te wees. Nou wanneer ek bid vir my familie en my vriende en my verhouding se daaglikse behoeftes, gee ons daaglikse brood, dan begin ek met hierdie area van my lewe werk. Wat het ons werklik nodig? Nou ek het hierdie Wi-Fi en battery deel opgesit, want ek dink een van die dinge wat potensieel ons verhoudings kan opmors is hierdie. Dit is aan die een kant 'n baie goeie instrument en dit kan verhoudings fantasties fasiliteer. Ek kan vir een van my vriende nou in Amerika vra, hoorie JR, wat is dit wat ek vir jou voor kan bid op die oomblik? Wat 'n manier is om te vra oor behoefte. Maar ek kan dan op vakansie saam met my familie sit en in plaas van om my kinders en my vrou in die oë te kyk na Facebook updates van mense wat nie nou by my is nie. So dit kan destruktief raak, né? Ek lees interessante navorsing hierdie week wat sê dat 78% van mense met smartphones het 'n disorder wat hulle nou 'n naam voorgegee het, phantom vibrations. En wat dit is jy dink jy het 'n boodskap van iemand gekry en jou foon het gebeep of gevibrate. 78%. Die navorsing sê ook dat meeste mense kyk op die oomblik elke dag doen hierdie beweging tussen 7 en 59 keer binne in gesprekke, né? En wat dit dan doen is, dit maak dat ek vir die ander ou sê, hoorie, jy's nie vir my nou so belangrik nie. Dis vir my belangriker om te weet hoekom Jennifer Aniston dit en dit en dit gedoen het, né? En wat ek doen dan is ek breek behoefte af. Hierso ek doen 'n bietjie Pixar teologie vanoggend met julle. So hier's Minion teologie. Kyk gou hierdie klein sportprentjie. Hierdie ou sê the Wi-Fi went down for 5 minutes, so I had to talk to my family. They really seem like nice people. En dis hoekom jy sal sien nou vandag, daar's baie restaurante wat byvoorbeeld sê, hier's geen Wi-Fi hier nie. Kyk mekaar in die oë en praat met mekaar. Gee ons daaglikse brood. Van die beste maniere om hierdie te doen, is om elke nou en dan as 'n gesin of as vriende net 'n vas te hê van tegnologie. Ek het al vir julle hierdie vertel, maar ek gaan dit weer doen. As vriende, as ons saam kuier, maak ons 'n stack van ons selfone. Ons sit dit in die middel van die tafel en die ou wat eerste sy selfoon optel, betaal vir die ete vir almal. Want kyk net bietjie in restaurante. Deesdae, as jy rondom jou kyk, sit daar 5 mense aan 'n tafel waarvan 4 besig is op hulle fone, né? En so deel van hierdie behoeftes en om met dit te werk is om te sê ons wil mense word wat met mekaar actually verbintenisse het in die manier hoe ons by mekaar is. Nou ek wil afsluit met ietsie wat my eie lewe en ek dink ons gesin se lewe baie verander het. En dit het te doen met die behoefte van seën. Elke mens het 'n diep behoefte om geseën te word. En so 'n paar jaar terug toe lees ek 'n studie wat uit die Ou Testament uitkom oor wat gebeur het wanneer mense die rykdom van verhoudings begin uitleef het deur die ou antieke seënmetode te leer. En ek wil net 'n paar stappe van die seën vir julle gee. Die eerste deel van om 'n seëning vir iemand te gee is fisiese aanraking. Nou jy kan ook die woord hier bysit gepaste fisiese aanraking. Paplepel is nie gewoonlik 'n seën nie, né?
Party van julle wys deur hierdie hele preek al vir my fisiese aanraking. Party van julle mans en vrouens sit nou al omtrent op mekaar. Ons is baie bly vir julle. Maar daar's party van ons wat so sit. Né? En so ons lywe is die hele tyd besig om iets te kommunikeer. So 'n paar jaar terug het een van my goeie vriende vir my gesê, sy enigste manier van fisiese aanraking is die boeregroet. Jy weet, ek gaan jou nou met hierdie eystergrip wys, dat ek al 5 jou vingers kan breek. En hy sê toe, ek lewe op die oomblik in iets waar ek sien, Jesus het sy lyf gebruik om mense te seën. En hy sê toe vir my, hy wil hê, ek moet sy guinea pig wees, want hy wil leer hoe om 'n ou 'n hug te gee wat nie weird is nie. So die eerste keer toe hy dit doen, is 'n groot ou, hy's provinsiaal rugby gespeel, toe connect sy skouer my op my onderlip. En ek weet, ek het nogal groot bootande, né? Toe steek my onderlip in my bolip in, my boottand in. En toe het hierdie ou se lesie om my te seën deur 'n fisiese aanraking my 'n bloedlip gegee vir 'n week. En party van ons het nodig om sulke eenvoudige stappe te gee, né? Fisiese teenwoordigheid, jou oë, die manier hoe jy met jou lyf werk, né? Dis alles dele hoe jy vir mense sê ek is hier. So hierdie byvoorbeeld, hoorie, ek's nou daar by jou. Ja, jy's vir my belangrik hoor. Ja, wat sê jy? OK, ek sal dit nou dit sê nie dit nie, né? En so die begin van seën is gepaste fisiese aanraking. Dan die tweede deel van 'n seëning is dat ek begin leer hoe om woorde te gebruik wat liefde kommunikeer. As ons bid vir mense se daaglikse brood, dan is een van ons diepste behoeftes die behoefte om te hoor dat ek is geliefd. En so 'n drukkie mag dalk help, of fisiese teenwoordigheid, maar die woorde is ongelooflik belangrik. Ek leer hierdie by my seentjie Leem. Hy sal partymal na my en Lolly toe kom en hy het nou al 'n frase uitgedink hiervoor. Hy sal vir ons sê, pappa en mamma, ek is bietjie in 'n liefie woestyn. En 'n liefie woestyn beteken dat hy het 'n drukkie nodig en hy het net nodig dat iemand hom in die oë kyk en sê, jy is geliefd. Ek dink aan Jesus se lewe. Jesus se bediening begin deur die hemele wat oopbreek en 'n stem wat sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. 'n Parafrase is net, ek like hom. En wanneer ons seën in ons lewe inwerk, dan bou ons tye waar ons vir daai mense wat in ons is, sê, ek like jou. Ek is lief vir jou. Ek sien dinge in jou. Paulus noem dit in Efesiërs 4 vers 15, om die waarheid in liefde te praat. Dis nie altyd net smootjie nie. Soos my vrou praat baie keer so in my lewe. Sy sal vir my sê, Tom, jou naam is Christen. Die naam wat jy gekry het toe jy Jesus aangeneem het, is jy is iemand wat soos Jesus word. En dan sal sy vir my sê, jy doen so goed, maar jy het nog soveel werk nodig. En dan sal sy vir my sê, hierdie week is hier areas waar ek dink jy aan kan werk. Wees meer teenwoordig by ons. Wees saam met die kinders. Luister. So woorde wat hierdie tipe liefde kan praat, waarheid en liefde. Dan die derde deel van 'n seëning het te doen met oë. Dit het te doen met hoe jy mense help om hulle potensiaal raak te sien van wie God hulle gemaak het. Elkeen van ons het dit. En wanneer ons in ware rykdom leef, is wanneer ons in verhoudings is waar mense mekaar help om te word wie God hulle geskaap het. En dit beteken dat ons na mekaar kyk met potensiaal. Vir 'n man of 'n vrou om net elke nou en dan vir mekaar te sê, hier is waar ek sien jy besig is om te groei soos Jesus. Vir 'n ouer om dit vir 'n kind te doen en later, soos wat kinders ouer word, hoe hulle dit vir hulle ouers kan sê. En dan die laaste deel het net te doen met bystand. Is dat ek raak 'n seën in iemand se lewe deur vir hulle te sê, ek is hier, dit gee nie om wat nie. Ek noem hierdie verhoudings in my lewe, in my ons, die 3 uur in die oggend verhoudings. Dit beteken, hierdie is mense wat my 3 uur in die oggend kan bel
en ek sal gaan na hulle toe, of ek weet ek kan hulle bel en hulle gaan my bystaan. Nou in die Joodse tradisie, waarin Jesus groot geword het, elke Vrydag by die Sabbatsete sou die ma die kerse aangesteek het, en dan het die pa en die ma, meestal die pa, tyd gevat om in die gesin hierdie goed te doen, hierdie stappe, liefdevolle aanraking, woorde wat praat van seën, oë wat die toekoms sien, en om vir die mense te sê, ons is saam. Hierdie is rykdomsverhoudings. En dan wil ek afsluit en sê, dat hierdie gebed is natuurlik ongelooflik prakties. Want nadat ons bid en vra, Here, gee ons daaglikse brood, bid ons en ons sê, Here, leer ons hoe om te vergewe en hoe om te bely. En 'n vraag wat ek net kan vra in my lewe, is hierdie mense in my ons, in watter area moet ek groei in belydenis, en in watter area kan ek groei in vergifnis? Hierdie week in daai klein kamertjie saam met my familie, sê my dogtertjie op 'n stadium vir my, toe ek bietjie met haar raas, sy sê vir my, pappa, weet jy wat maak my bietjie hartseer? Dit voel vir my, as ek en Boetie in onder onsie is, kies jy altyd sy kant, en jy wil nie luister na wat ek sê nie. En sy gee my toe 'n voorbeeld waaruit ek nie kan uitbek nie. En toe sê ek vir haar, my liefie, ek is jammer, dis nie reg nie, sal jy my help as ek dit weer doen? Elke verhouding het hierdie bewegings in van belydenis en vergifnis. Dit help ons om te lewe binne in 'n genade ritme, né? En so ek wil jou vra om net bietjie te dink aan jou verhoudings. En te werk met hierdie bewegings. Dalk in hierdie week kan jy dalk is jou eerste werk net om die name te sit by die ons. Dalk kan jy net sê, goed, ek gaan bietjie dink, ken ek regtig die behoeftes van die mense binne in my lewe? Weet ek wat is hulle emosies? Wat maak hulle bly? Wat maak hulle hartseer? Kies miskien net een. Kies miskien die walg ene. Weet, toets die broccoli teorie. En begin werk met, goed, hoe kan ons saam God se koninkryk uitleef met hierdie dinge wat God binne in ons gegee het? Miskien is jy op 'n plek, op die oomblik, waar daar stramheid in 'n verhouding is. En dis of jy wat moet jammer sê en daai beweging moet vat, of dalk is jy in 'n seisoen waar jy in vergifnis moet inlewe. Ons gaan ons diens afeindig. Dink julle almal weet, ons gewoonlik doen ons 'n item. Vandag is ons die item. Ek weet nie of julle die e-mail gekry het nie. So julle kan maar vorentoe kom hier na die stage toe. Nee, wat ons gaan doen, is ons gaan afsluit vandag deur te staan en ons gaan hierdie gebed sing. Hierdie ou antieke gebed. En ek wil hê jy moet net opmerk, nadat ons deur hierdie beweging gegaan het, hoe ons eindig deur in hierdie gebed te sê, dat die ware rykdom lê in God, en hy kry al die eer. En dalk in hierdie week kan jy verder werk met hierdie gebed. So kom ons staan, en vra dat ons staan, en dan sing ons dit saam. As ons dit klaar gesing het, sal ek vir ons 'n gebed doen, so jy kan in daai deel ook sommer net bly staan. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die ryk kom, ewige seën.
Ja, Here, ons dankie dat ons vir ewig in gemeenskap kan leef. In gemeenskap met U en met die mense wat U in ons geplaas het. En ek wil bid vir ons in hierdie week, Here, dat U ons sal help, dat ons nie net in veralgemening sal wees nie, maar in die name van die mense wat ons lief het. Ek wil bid, Here, dat U ons sal help om te verstaan hoe ons as vriende en gesinne en families en as 'n gemeente U koninkryk kan laat kom en U wil kan soek en hoe ons U naam kan heilig. Ek bid, Here, dat U ons sal help, dat ons sal leer wat dit beteken om ryk te wees in verhoudings, om mekaar se hartseer en vreugdes te ken, om te weet wat ons bang maak en om saam deur die lewe te stap. Ek wil bid, Here, dat U ons sal help, dat ons as die liggaam van Christus sal leef as seëninge vir ander mense en dat ons ook in gemeenskappe sal wees waar ons dit kan beleef. Ons dankie daarvoor. En dan spesifiek wil ek vanoggend bid, Here, vir verhoudings waarin daar groot hartseer op die oomblik is en gebrokenheid, waar U strome van genade, belydenis en vergifnis opnuut moet laat geskied. En ek wil vra vir durf, Here, en ek wil bid vir genesing, en ek wil vra, Here, dat U ons sal help, dat ons rykdom sal vind in ons verhouding met U, in ons verhouding met onsself en met ander. En ons dankie daarvoor en bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen. Dankie, julle kan maar sit. Nou ek wil vra dat die persone met wie daar gereël is om die finansies op te neem, dat julle vorentoe kom. Ons wil vir elkeen van julle baie dankie sê vir julle finansiële bydraes. Ek wil ook sê, as daar van julle is wat graag deel wil wees van klein groepe, ons het in die volgende paar weke weer 'n paar klein groepe wat gaan begin. Jy kan jou naam by die informasie toonbank opsit. En dan terwyl ons nou die finansies opneem, kom ons luister na die volgende lied saam. Die son kom op, dis 'n nuwe dag breek. Die tyd is hier om weer te sing wat my mag tref en wat ook al voor lê. Mag ek steeds sing wanneer skemer kom. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Prys die Heer, o my siel, o my siel, loof nou sy grote naam. Sing 'n lied vir die Heer, o my siel, loof nou sy grote naam. Loof nou sy grote naam. Kom ons staan op en dan sing ons die slotlied saam. Verbogebroke woorde, mooier as leeakkoorde, klink dit uit oor die ewigheid. Skoner as aardse lofsang, verder as wat 'n mens kan droom of dink, oor ons dit weer klink. Meer as net mense lof, meer as uit asem en uitstof. Styg daar 'n suiwer lied, aanbidding uitgegiet, net voor
stil bly nie. Meer as net mense lof, meer as uit asem en uitstof. Styf daar 'n suiwer lied, aanbidding uitgegiet, net voor God. Laat die klippe juig, laat die skepping skree, laat die kranse luidkeel saam die antwoord gee. Laat die berge sing, laat die hemel buig, en laat ons lewens ewig saam verduif. Ons sal nie stil bly nie. Ons sal nie stil bly nie. Nou vriende, ontvang die seën van die Here, mag die liefde van die Vader en die genade van Jesus wat ons help bely en vergewe en die gemeenskap van die Gees wat ons leer om saam as 'n ons geseën te leef by jou in hierdie week wees. Amen. So hoop jy het 'n lekker dag, geniet gerus 'n koppie koffie en tee saam met ons. As daar van julle is wat gebed nodig het, hier sal iemand voor wees. In die teenwoordigheid verander